Professor Emerentia Du Plessis. Professor Emerentia Du Plessis van die Noordwes Universiteit laat val die lig op deernisvolle teenwoordigheid, teenwoordig soos die wind. Kom ons luister. Willem, en aan elkeen wat luister, wat 'n voorreg is dit nie om hierdie tyd saam met julle te spandeer en te deel en gedagtes uit te ruil oor teenwoordigheid. Vanmiddag se tema is so teenwoordig soos die wind. Ek het gewonder oor wind en watter eienskappe dit het. En ek het agtergekom, wind het veral twee eienskappe: die rigting van wind en die spoed van wind. Wind kan uit verskillende rigtings waai en ek dink veral mense op die platteland en boere weet wat beteken dit as die wind vanuit 'n sekere rigting waai. As die wind van 'n sekere rigting afkom, beteken dit daar kom reën of sneeu of koue of hitte of droogte, en so leer ons die natuur ken en weet wat is die tekens wat wind vir ons bring. Wind kan ook teen 'n sekere spoed waai. Dit kan baie sterk waai en woes waai en baie skade aanrig. Maar dit kan ook sag waai en 'n sagte bries wees in die laatmiddag waar ons kan ontspan en afkoel en rus onder die koelteboom. Wat ook interessant is van wind, is dat dit kan energie opwek. Ek verkyk my altyd aan daardie plase waar die windturbines so wit en hoog staan en waar die arms van die windturbine so stadig of vinnig in die wind draai. Die wind is so beweeglik en sterk dat dit daardie turbines se arms kan draai sodat dit krag opwek. Maar ons kan ook soos die turbines wees, dat ons beweeglik is en toelaat dat die wind ons beweeg en dat daar krag in ons opgewek word. So hoekom sê ek dan, ons kan so teenwoordig wees soos die wind? Ek wil dit graag verduidelik aan die hand van 'n storie. Ek wil vertel van Monique. Sy is 'n pastoor in 'n arm gebied en sy kuier by die mense van die buurt. Sy volg 'n benadering waar sy teenwoordig is soos die wind. Die mense nooi haar dan in en sy drink koffie by hulle en eet wat hulle aanbied. Al is dit nie altyd so vars voorberei of baie kos. In die middag speel sy sokker saam met die kinders in die straat. Hulle leer haar ken en hulle leer haar vertrou. En soms sit sy ook in die kring waar die vrouens onder die boom sit en kuier en oor die dag gesels. Sy luister aandagtig en sy luister met 'n oop gemoed. Sy dink nie die heeltyd hoe dinge behoort te wees nie en wat moet verander nie. Sy is op dieselfde bladsy as hulle. Dit klink vir ons teenproduktief. Sy is 'n pastoor, sy moet evangeliseer, sy moet 'n sopkombuis begin, sy moet die mense help. Maar deur rustig tyd saam met die mense te spandeer, deur verhoudings met hulle te bou, kom sy agter wat is vir hulle belangrik, wat is vir hulle op die spel, wat is hulle drome, wat is hulle vrese, hoe wil hulle verander en groei, en in watter areas van hulle lewe het hulle nie 'n behoefte om te verander of te groei nie. Deur die verhoudings te bou, verstaan sy beter wat gedoen kan word in hierdie buurt en wie sy vir hulle kan wees. En wanneer sy dit begin verstaan, dan kan sy begin doen wat gedoen moet word in die buurt, sodat sy haar roeping uitleef daar. En wanneer sy soms daaroor nadink, weet sy ook, daar is nie altyd 'n probleemoplossing of 'n antwoord nie, en dan is dit genoeg dat sy net daar teenwoordig is en luister en saam met hulle meeleef. Sy benader haar roeping baie subtiel, met 'n sagte wind, met 'n sagtheid en 'n beweeglikheid, maar ook soms met meer erns en definitiwiteit en 'n spesifieke insette
wanneer sy agterkom wat nodig is in die buurt. En sy gebruik daarna kundigheid om aksie te laat plaasvind in die buurt. Sy gebruik baie praktiese wysheid, want daar is nie altyd hulpmiddels nie, en sy moet saam met die buurtse mense kreatief dink oor hoe hulle 'n probleem of 'n projek gaan aanpak. En sy doen derentyd hierdie alles met 'n liefdevolle getrouheid in haar hart teenoor die mense, teenoor haarself en teenoor die Here. En dit help haar om te weet wanneer moet sy soos 'n sterk wind waai en wanneer moet sy soos 'n sagte bries waai en 'n spasie van veiligheid en rustigheid skep. Wat kan ons by Monique leer oor om teenwoordig soos die wind te wees? En hoe weet ons as iemand of onsself so teenwoordig is soos die wind? Daar's vir ons 8 tekens. Die eerste teken is dat ons werk vanuit en binne 'n verhouding met ander mense. Uit hierdie verhouding leer ons wie ons is, wie ons vir die ander kan wees en wat gepaste optrede is vir die persoon en vir my binne die verhouding. Die tweede teken is dat ons so oop as moontlik kyk na die ander persoon. Ons hou ons eie opinie eers 'n bietjie in hakkies en ons sit ons eie aannames, interpretasies en selfs diagnoses eers een kant, sodat die ander persoon hom of haarself kan wys soos wat hulle is. En daarom help dit baie om so oop as moontlik te kyk. Ons sluit aan by en in pas by die ander persoon en wat die persoon na vore bring en wat vir hom of haar belangrik is en wees naby die persoon. Ons hou ons wens om op te tree eers 'n bietjie terug, totdat die persoon vrymoedigheid het om te wys wie hulle is en wat is belangrik vir hulle. Ons pas ons tempo aan by die ander persoon. Dit is die 4de teken. As die persoon nodig het dat ons vinnig saam met hulle beweeg en vinnig aksie neem, dan probeer ons dit doen. As die persoon nodig het om eers na te dink, om eers te praat, om eers te leer ken en om rustige besluit te neem, dan is dit hoe ons teenwoordig is saam met daardie persoon. Die 5de teken van iemand wat so teenwoordig is soos die wind, is dat daardie persoon nie net binne 'n spesifieke roetine of reëls werk nie. As jy hoor iemand sê, dis hoe ek dit altyd nog doen, of dit is hoe ons dit hier doen nog altyd, dan moet ons uitkyk dat daardie persoon dalk nie so teenwoordig soos die wind beweeg, soos wat hulle kan nie. As ons onsself 'n bietjie oper maak en aansluit by die ander persoon se roetine, of probeer agterkom wat is vir hulle belangrik en hoe hulle graag die ding wil aanpak, en wat vir hulle werk, dan is ons meer teenwoordig. Die 6de teken, dat iemand so teenwoordig is soos die wind, is dat daardie persoon nie hom of haarself in 'n sekere kompartement toesluit nie. So, as jy in hierdie kompartement beweeg, dan is dit hierdie spesifieke diens wat ek lewer. Maar 'n persoon wat breër kyk, is meer beskikbaar as net om 'n buurtpastoor byvoorbeeld te wees, en gaan dalk vriende wees, gaan sokker speel saam met die kinders, gaan lag en kuier saam met die mense. En ons omgee is dan nie beperk tot een probleem of een vakgebied nie, maar ons kan buigsaam wees en oor grense beweeg en nie net sê my rol is om 'n pastoor te wees of 'n verpleegster te wees of om hierdie spesifieke diens te lewer in die gemeenskap nie, maar ek kan breër kyk as dit en 'n plek maak vir wat aangaan in die ander persoon. Die 7de teken is dat ek my nie distansieer as dit moeilik gaan nie. So as die persoon nie kos in die huis het nie, ek kan nie iets daaraan doen nie, daardie persoon kan dit nie dadelik verander nie, maar ek kan iets daar wees vir die persoon. So ek beweeg nie weg van die moeilike deel of die deel van die persoon wat vir my moeilik is om mee te deel nie. So ek bly daar en ek bly teenwoordig vir die persoon, al is daar areas van daardie persoon se lewe wat moeilik is of
as die persoon nie wil verander of nie kan verander nie, dan is my teenwoordigheid nog steeds daar. Die laaste teken sluit daarby aan en sê, moenie die ander verlaat nie, bly by die persoon, selfs wanneer daar niks is om op te los nie, of selfs ook wanneer daar nie 'n probleem is nie, om eenvoudig net in verhouding by die persoon te bly en deel te wees van die persoon se lewe. Ek hoop hierdie storie en tekens en gedagtes het julle gedagtes losgemaak om te dink oor hoe kan ek teenwoordig wees soos die wind by 'n ander persoon? Hoe kan ek 'n spasie skep van rustigheid? Hoe kan ek die persoon help om tot aksie oor te gaan? En hoe kan ek energie opwek deur my verhouding met hierdie persoon en 'n verskil maak deur in 'n verhouding te wees met die persoon en deur te luister en deur oop te kyk na die ander persoon. Ek hoop julle het 'n geseënde week en ek bid vir julle ook dat daar mense in julle lewe is wat so teenwoordig is soos die wind en dat julle ook so teenwoordig is soos die wind by ander mense.